Prys die Here. Jy bly volgende in die huis van die Here te wees. Amen. Weet as ek het jy wanneer ons so aanbid en die Here loof en prys. En ek sien hoe die mense hulle hande opsteek en vraag en ek gaan ons nie maar net eintlik aangaan. Moet ons stop daarmee. Weet die woord van die Here is belangrik en ons moet luister daarna. Maar dink ons moet ook 'n tydjie net bietjie oorgee. Ek stel my oop, Here. Laat my oorgee. Maak my volg, want jy weet, 'n leë Christen kan nie opereik nie. 'n leë Christen kan nie beweeg nie. Hy kan nie sien of Jesus bereik nie. Maar 'n Christen wat vol is, vol van God se Heilige Gees, hy is nie skaam. Hy is vasberade. Jy weet, hy kan aan enige iemand toe stap en sê, Jesus is lief vir jou. Amen. Jy weet, daar was so, hoe sal ek het stel, ek weet nie. Maar ek het altyd van mense gesê, die mooiste 4 woorde, wat jy vir iemand kan sê is, Jesus is lief vir jou. En ek het mense uitgedaag, en vir hulle gesê, gaan sê so, gaan doen dit in die winkels, gaan doen dit by jou huis. En eendag kom ek hier by knapsak, en ek staan daar en die Here sê vir my, sê vir iemand, Jesus is lief vir jou. Dan kom ek by die kassier, en nou loop ek rond, en kyk ek eers. Jy sien, ek kyk vir die geskikte persoon wat ek moet kry. God kyk nie na die geskikte persoon. God wil net jy moet dit sê. Nou kom ek by die kassier, en dan wil ek dit sê, dat skielik raak my keel dik, en ek besef, ek het so maklik vir hom vra en sê, gaan sê dit vir hulle. Want toe ek het moet doen, toe kon ek dit nie doen. Een keer in Kimberley, ek gaan nou begin met die woord, kom ons daar en sê daar, en ek het my vrou dink 'n wasmasjien gaan koop. Nou wag ons het hulle die ding soep het hulle aan my verkoop het. Nou sit ek daar en daar's 'n koortjie wat sê, ek prys hom, ja, ek prys hom. Prys God lang geslag vir my. En jy by my binneste roep ek uit, sing dit hardop. Sing dit dat almal kan hoor. Maar uit op ek wat sê, ek gaan dit mos nie doen, ek gaan ons meer laat. Weet, dis seker geleenthede wat God skep om die evangelie te verkondig. Dan staan ons daar so, ek kan dit nie doen. Ja, ek is daar weet jy, ja, ek kan nie. God verraai nie vir bekwam, as jy verraai nie vir beskikbaar as hy sê, doen dit. Amen. Want as dalk nie die persoon wat daar vanoggend die woord moet hoor, en nou sê jy, ek kan. En dit het my nogal geluk, want ek kan besef, ek daar van die mense uit, maar ek doen dit self nie eens. Dit werd dat besef, en asof die woord van die Here na die tyd na my gekom het. Ek het my gesê, as jy jou skaam vir my, voor hierdie wêreld, dink jy ook, as jy jou skaam vir my voor hierdie wêreld, sal ek skaam vir jou, voor my Vader. En die mens besef nie, hoe belangrijk is dit. Jy hoef nie 'n pastoor te wees, jy hoef nie 'n predikant te wees, jy hoef nie 'n ouder of 'n diaken te kan wees. Jy moet net beskikbaar wees. Amen. En wil vanoggend met jy praat oor Matteus 24. As ons allemaal nou kan saam bly. Daar is 'n redelike teksvers wat ek wil lees vanoggend, maar ek wil ook nie die tyd opneem nie. Matteus 24. Nou dat die oorlog in Iran, Israel en Amerika uitgebreek het en Iran en Irak maak allemaal betrokken, want die skiet op na allemaal. En mense kyk na die sosiale blaaie en die sien ook, allemaal kom vraag en sê, is dit die derde wêreldoorlog wat op plaas is? Wat gaan nou plaas, want allemaal is in 'n verwarring, allemaal raak misboedig en so armoedig en vrou, wat gaan nou gebeur? En wat gebeur nou? Allemaal raak lastig, allemaal wat diesel koop, allemaal so kanne, allemaal wil oppaai, want ons weet nie wat wacht vir ons nie. En Matteus 24 kom die disciples, ons lees dan van vers 1 af. Hy sê, Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader gekom om die gebouwe van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle,
Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word nie, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olijfberg gaan sit, kom die discipels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? Dit is toch waar mense nou begin praat. Wat gaan nou gebeur? Gaan die wegraak nou plaasvind? Wat gaan nou gebeur? Het eerste wat Jesus vir hulle sê, in vers 4, Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei. Weet julle hoeveel misleidings is daar in die wêreld? Weet julle hoeveel, en het is jammer om te sê dat baie predikante, baie mense, hooggeleerde mense kom, en hulle sit goeders op sosiale media, en hulle sit alles op, en mense word mislei deur hy man se woord. Jesus kom en sê, moenie laat julle mislei word nie. Hy kom verder en hy sê, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En daar sal baie mense mislei. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie beskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde. So al hierdie dinge wat gebeur, sê Jesus, ja, dit moet plaasvind. Niemand wil oorloë hê nie, niemand wil hê daar moet gevegte wees en onskuldige mense kan dood. Maar die woord van die Here sê, dit moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde. As 'n mens gaan lees daar in 2 Tessalonisense, 2 Tessalonisense 2, kom Paulus en hy praat met die gemeente ook oor die wederkoms van Christus. En die opskrif is, die wederkoms van Christus sal vooraf gegaan word deur die openbaring van die Antichrist. Vers 1 sê, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al na is. Ek wil nou nie dan aanhaal en dit nie, maar ons allemaal onthou toe daar die woord gepraat het van die datum van die wegraking wat gaan plaasvind. Hoe het mense aangegaan en mense verskrik geraak en mense, jy weet, en eindelijk het Dani net eindelijk gekom en hy het net vir ons gekom vertel, wees gereed. Wat sou die datum wat hy gegee het, die regte datum was? Sou die datum wat hy gesê het, die Here Jesus Christus sou kom, en ek was nie gereed nie. Nou sou ek gesê, want Dani is 'n valse profeet. En jy weet allemaal hoe die mense oor hom afgemaak. Maar as die basyn aangeblaas het op haar oggend of middag, en jy was nie gereed nie, wat sou jy dan gesê? Baie mense kom met broers en susters, wanneer die woord van die Here kom deur 'n persoon, dan is dit maklik. Het is maklik om vanoggend te kan gesê wat Brian gesê het, nee, wat ek stem nie met ons saam nie. Want dit wat hy vanoggend gebring is deur die woord. En ons moet luister, ons moet instem om te kan hoor wat God wil sê vir ons. Nou kom Paulus, hy sê vir hulle, moenie verskrik raak nie. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Nou, ons allemaal ken hierdie ai. Betekent raak nie die mekaar, sê ek sommer kei-ai. Jy weet, kei-ai is heeltemal iets anders as ai. En dan sê jy het ook al betekent jy op my gekyk, as jy baie praat verkeerd, as ek ook, hoe stel hy weer. Maar die ai, die Goudenhuis het laatst daar wat ek nog gemis het dit nog heeltemal breedvoerig verduidelik oor hoe misleidend dit gaan wees. En dat die mense wat geval daarvoor, weet jy, elke mens en dit en dat en alles, die hele wêreld word kunsmatig mislei. Deur 'n nuwe weet dat, en allemaal val af.
En niemand kom agter dat dit die vyand is wat ons mislei. Die woord van die Here sê Jesus, laat niemand julle mislei nie. Maar dan kom ek kyk video's van bomme wat ontplof, sommer op 'n strand waar mense staan. Jy weet, hy kom met so op die siene. En toe ek uitvat die siene, maar dit is nie werklik nie. Want 'n masjien gaan nie net hier opkom en net hier val tussen mense nie. As 'n plek waar jy op geskiet word en hy volg 'n rigting en al die tegnologie hierom, en dan kom hulle met daai snaakse video's en goedes en almal raak verskrik. Want wie wil dood? Pastor Johan Tadea het altyd gesê, baie mense wil hemel toe gaan, maar as hulle bang om dood te gaan. Hulle wil nie dood gaan nie, maar hulle wil hemel toe gaan. Maar toe die KI, dan kom hy 'n valse Christus en valse profete. En Matteus 24:5 sê, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En daar sal baie mense mislei. As ons na 1 Johannes 2 vers 18 toe gaan, 1 Johannes 2 vers 18 toe 22. Hy sê, kinders, dit is die laaste uur, soos julle gehoor het, dat die antichrist kom. Bestaan daar nou ook baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar dit moet aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. Julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het dit nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Die woord van die Here sê ook, wanneer ek 'n woord spreek, sê Christus, Andrei of Brian, en dit is nie die woord van God nie, laat hom 'n vervloeking wees. Nou wanneer ons die woord bring, moet ons besef, en hy sê ook hier so Johannes, hy sê, daar was baie wat uitgegaan het, maar almal was nie van ons nie. Ons ken mekaar, ons ken die woord van God. Ek glo nie as sit vanoggend 'n mens hierso vanoggend, wat nog nie die woord van God gegaan het nie, wat hom nog nie gelees het nie. Ek glo elkeen van ons het al die woord gelees. Elkeen van ons ken wat in die woord staan. Nou as ek vir jou kom en die woord van die Here sê dan met Matteus 24 bietjie verder, kom hy en hy sê, niemand weet wanneer Jesus kom. Net die Vader weet dit en hy weet dit alleen. En sou ek toe vir julle kom en ek kom bring vir julle 'n ander evangelie of 'n ander woord wat hier staan, sê die woord van God, laat ek 'n vervloeking wees. Want die woord is duidelik. In die laaste deel van Daniël kom die engel van die Here en sê vir Daniël, dat baie mense sy kennis gaan uitgebrei. En dat baie dinge gaan uitgevind word, baie dinge. En as jy kyk vandag hoe baie goed weet mense, maar om te kan besef dat niemand jou mislei nie, moet jy die woord nie. Dis belangrik. Want jy kry baie snaakse doen. Jy kry baie snaakse mense wat baie snaakse te sê. En dan kom jy by die gedeelte en jy besef, want dit wat hy nou sê, kan nie so wees. En die woord van God sê so. As die mens gaan na 2 Johannes 1 vers 7, en julle bietjie 2 Johannes 1 vers 7 sê, want daar baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, en dit is die verleier en die antichrist. Matteus 24 vers 23 tot 26, kom hy ook en hy sê dieselfde woorde dat die antichrist gaan uitkom, maar dat baie mense wat valse getuies gaan bring, baie valse profete, en dit ek wil nou nie baie tyd opneem nie. En die belangrikste van alles is, weet nie wie van julle het Left Behind gekyk, die film nie, Left Behind. 1, 2 en 3 en soos hy verder gaan. En daar het ons gesê hoe die antichrist gaan, is 'n menslike preek wat net 'n voorstelling wil maak. Maar daar gaan ons sien dat die antichrist gaan kom as iemand wat waardig is, wat heilig is,
En dan gaan die mense mislei, en dan gaan hulle wonders en tekens doen, soos wat ons dit ken. Weet, siekes die hande opneem, en die mense gaan hom verwonder, hulle gaan hom aanbid, hulle gaan alles voor doen, want kyk hier, hy is 'n ware profeet. En die Bybel sê vir ons, laat niemand julle mislei nie. Want die Antichrist gaan kom met mooi dinge. En hy gaan kom en jy hom moet glo. En as ons nou in 2 Tessalonisense weer gaan lees, dan sal julle sien hoe verduidelik Paulus die Antichrist aan die mens. 2 Tessalonisense van die vers 4. Hy sê die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word. So enigiets wat God genoem word, verhef hom bo aan dit. Hy kom en hy sê, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek het altyd vir julle gesê het, toe het nog by julle was nie. En nou julle weet wat om te hou, sodat hy op die regte tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die weg, net totdat hy wat om nou te hou in die weg geruim is. En dan sal die ongerechtigheid geopenbaar word. Hy wat die Here met die stem van sy mond sal verdelg, en die verskyning van die weerkoms tot niet sal maak. Hy wie so koms is, volgens die werking van die Satan, met allerhande kragte en dade, tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongerechtigheid, en die wat verloren gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie ongeneem het om gered te word. Hier sien ons duidelik wat Paulus vir hulle sê. Wat gaan die Antichrist doen? Hy gaan homself hoog aan God stel. En hy gaan sê dat Jesus is vernietig. Hy is vir die God. En wanneer almal hulle oë op hom het en almal moet aanbid en dit, dan kom die ware, dan kom die ware duiwel tevoorskyn. En dan kom hy en hy kom allerlei gruwels en goedes wat hy gaan doen. My broers en susters, die volgende boodskap is eintlik net 'n puntjie in die hele Antichrist storie wat die duiwel gaan kom om die wêreld te vernietig. Hy kom ook hier so in 1 Johannes 2 vers 18. 1 Johannes 2 vers 18. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die Antichrist kom, bestaan nou ook nog baie Antichriste waar ons weet dat dit die laaste uur is. Ek onthou van 'n jong man af. Ons was in PPK kerk gewees. Sondaande was die evangeliedienste waar die evangelie verkondig is. En weet julle dat daai tyd is dit al gesê, dis 5 minute voor 12. Ek praat van ek was nog 'n jong man. Hoe ver het hy 5 minute afgestap? Dis dit nie al verby nie. Almal het gesê, die laaste 5 minute, gaan jy gereed wees om jou Jesus Christus te ontmoet? Gaan jy reg wees vir die wasy wat gaan blaas? En weet in ons jong mense, die wat die Here nie gedien het nie, en dan met die uitnodiging van vorentoe gegaan, om seker te maak dat hy gereed sou wees. En hy praat van seker 30, 40 jaar terug, en nog steeds wonder ek hoe ver van 12 uur af, dat hy 5 minute al aangegaan. Nou as ons nou Petrus toe gaan, 2 Petrus 3, 2 Petrus 3, vers 3 sê, dit moet julle vooral weet dat aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê,
Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die Vader so slaap het, bly alles soos het was van die begin van die skepping af. Maar moeswillig vergeet hulle, dat daar al lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstrome en vergaan het. Maar die teenwoordige hemel en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose. Maar laat een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Dan kom vers 9 en dit sê, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit af. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Amen. So dit is, omdat die Here tel om te kom, is nie omdat hy dit ek net 'n voorbeeld kan vat, wanneer jy 'n blogger maak en dit, dan sal een vrou so hier middel van die tyd kom en sy sê, boys, ons het moeilikheid. Jy my net die blokke nie, dat het op Vrydag ry. Dan staan daar nog stapels werk. Wat maak het ons na ure goed as moet werk. En dan kom het weer dat jy word in 'n kort tydjie word jy gedruk om 'n sekere werk klaar te maak. Maar dan kom ons, soos ek sê, die feit nie te voorkom. Want ek kan sê, het al verby gegaan. Maar daar is nog mense wat nog nie die Here wil aanvaar, sal het salig maak. Weet jy, daar is nog soveel jong mense. En ek sê, ek met hartseer in my hart, selfs my eie kinders, stel nie belang om die Here te doen. Want die plesiere van die wêreld is baie meer aangenaam. Die plesiere van die wêreld, dit wat ek kan bereik, daar buite, is soveel aantreklik. Hulle wil dit graag hê, hulle wil dit doen. Hulle het nie tyd nou om die Here te doen. En wanneer die uur gaan kom, wanneer die bassein gaan blaas, dan gaan hulle hy, dan gaan hulle vra, hoekom het ek die tyd gemaak? As 'n quote of 'n lied wat sê, wat sal dit jou kos as God jou nie verlos? Wat gaan dit jou kos? Wat is die prys wat jy gaan betaal as God jou nie gaan verlos nie? In Mattheus 16 sê, wat baat dit jy dat die hele wêreld wen, maar jou siel skade ly? Wat baat dit, ek sit elke Sondag en dan praat ek van julle nie, ek praat persoonlik van my of so. Maar wat baat dit? Ek sit elke Sondag in die kerk, maar ek het nog nie 'n besluit gemaak. Ek het nog nie Jesus Christus al aangeneem in die bassein blaas. As jy kan onthou, net die huid 1, die wegraad in plaas gevind het. Daar staan die benede kant is die kerk. En ek kyk rondom hom en ek sien almal wat weg is. En hy loop nog steeds daar. En hy sê, Here, ek het alles vir u gedoen. Here, ek het siele vir u gebed, maar wat het hy verloor? Baie wat. Want die woord van die Here sê, dat wanneer die verdrukking gaan kom en alle uitvoeters gaan kom, dan ons vlug na die hemels toe, ons weggekryk word, want die verdrukking gaan groot wees. En as die Here die tyd verkort nie, wie gaan ek omhaal? Wie gaan omhaal? Volgende vraag vir jou. Wil jy moet mooi gaan dink daarhierna? Ek het jare terug toen ek matriek was. Ek sê jy nog wat, ek bly by my suster en die pa het doodtransvaart te betrek. Ek is 18-jarige met my familie gaan bly. Dit het my matriek klaar gemaak. Maar hier nog het slaap het. En ek loop. En ek wegraak toe. Ek plaas gevat. En ek skrik wakker. En daar is niemand in die huis nie. En ek besef, dat selfs hulle wat eers kerk toe gaan,
Jy het gemaak en ek het dit nie gemaak. Maar dit ek het vergeet. Elke oggend van my suster en die kinders skool toe en almal daai stel nie daar nie. Maar hy stel toe waggeskryf en daar's niemand. Het ek gedink ek het agtergebly. Toe my suster haar uittrek, is dit toe maar en ek sê haar sommer 'n drukkie. Ek is so bly om hulle te sien, te besef dat ek het daarmee agtergebly nie. Maar sou dit gebeur? Sou dit gebeur? Wat dan? Weet julle, dis hoe die sentje kom, Paulus en sê vir die gemeente, as jy voor al die dinge plaasvind, maar hy is 'n paar dinge gebeur. Die afval in die kerk. As jy die afval in die eerste kom, ek praat gister daar van mense wat nie meer kerk toe kom nie. As jy luister na die verskonings wat hulle het, net om by die huis te sê. Wat die verskonings gaan hulle hê? Wanneer dit later raak is. Weet jy wat het jou gaan kos, as God jou nie gaan verlos? Dit is 'n belangrike vraag vir ons, aan my en aan jou. Weet jy wat het gaan kos? Selfs as Christen. En ons raak moeg. Bijvoorbeeld dat je broers, we zien die dinge gebeur nie. Ons weet nie meer wat om te doen nie, en dan, ach, ek gaan nie so na kerk nie, ek gaan by die huis mee. Dis nie lus vir kerk nie. Volgende Sondag, na Sondag is het 'n bietjie moeilik, ek gaan volgende Sondag raak het makliker. Bly maar weer by huis. Toe ek Maranatha bedank het, toe begin ek kerk soek. Toe begin rond daartoe. Eers gaan ek Douglas toe. Toe ek daar kom, is die kerk al op beklaar. En ek draai om en ek ry terug en net hier voor die hotel staan hy kort vet mannetjie daar. En sê my meneer, die het er vanaf gery. 700 rand boete. Ek ry Sutherland toe. Ek gesoek huisvesting, nie huisvesting, geestelike huisvesting in Sutherland. My kar breek daar. Ek loop daar die straat rond, ek kan nie ry nie. Want ek soek geestelike vriend, ek soek 'n geestelike huis. Ek gaan oral. En ek kry nergens huisvesting. Toe besef ek dat God wil hê dat ek hier bly. 1000 kilometers uitgery. Baie geld uitgegee. En dan baie verloor. Net om te besef, as ek geluister het na die Here, dan sou dit nie anders nodig gewees. De afval in die kerk. Ek het daar by die huis gaan sit, ek moet in die kerk toe gaan. Maar omdat Christus in my is, was daar 'n soeke na iets. Ek kon nie net by die huis bly. Ek kon nie net sit daar en wonder waar nie. Die Here het my gedring om te gaan soek vir 'n huis waar ek kan gaan bid. Nou kom ons verder. Ons weet in 1 Timoteus kom hy 4 vers 1 en hy sê dat hy waarsku ons, Paulus waarsku vir Timoteus dat in die laaste dae gaan dit baie swaar gaan. En in 2 Timoteus 3 kom hy en hy kom vertel hoe die mense liefhebbers van nood gaan wees, en praat van die liefhebbers van God. Hoe mense gaan wegloop, waar hulle nie meer die Here wil dien nie. Hulle word spotters, hulle die krag van God se saligheid het hulle verloor. Dis wat Paulus in 1 Timoteus vir hulle sê. En in Matteus 24 vers 12 kom praat hy ook daarvan. In 2 Petrus 3 vers 3 en 4. Maar ja, hier het nou nog gelees, waar hy sê, dit moet julle weet, dat aan die einde van die dag spotters sal kom. En broers en susters, omdat God ons waarsku teen hierdie baie misleidings en alles wat gebeur en afval in die kerk, mense wat nie meer die Here wil dien nie. Dan kom hy in Matteus 24 vers 13. En as jy kom, vers 8 sê hy, maar al hierdie dinge is 'n begin van smarte, en dan gaan hy oor die verdrukking
waar mense mekaar gaan verraai, mekaar haat en mislei. In vers 12 sê hy, onder die ongerechtigheid vermeerder sal die liefste van die meeste verkoel. Maar dan kom vers 13. Hy sê, maar wie volhard tot die einde toe? Hy sal gered word. Wie volhard tot die einde toe? Hy sal gered word. In 2 Thessalonicense 2, wat ek nou baie gelees het, sien waar is het? 3 vers 1 van, dat ek nou net nie sommer recht krijg. 2 vers 15. Hy sê, so dan broeders, staan vast en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag die Here Jesus Christus self en onze God en Vader wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee. Julle harte vertroos, julle versterk in alle goeie woorde en werke. Hoofstuk 3 vers 1 sê, verder broeders, bid vir ons dat die woord van die Here se snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle, en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie deel van almal nie, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. So terwyl hy ons leer en waarsku teen al die goedes, sê hy sal ons vashou, hy sal ons bewaar en vertrou. Dan wil ek lees, dit is basies aan die einde, 2 Petrus 3, van Petrus en hy, ek gaan lees tot vers 9 en vers 10 sê, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel is met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die berge waarop sal verbrand. En hoor wat sê hy vers 11. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvryheid. Terwyl hierdie aarde besig is om in mekaar te val, moet ons groei in heilige wandel. Moet ons groei in godsvryheid. Moet ons die getuienis uitlewe. Moet ek nog steeds gaan uitgaan en vir iemand kan sê, Jesus is lief vir jou. Hoe moeilik het ook al mag wees. Ons moet nie verstap nie. Ons moet nie gaan en sê, jammer, ons wil nie verder nie. Die woord van die Here sê, juis in die tye moet ons vasstaan. Hy kom, hy sê vers 12, julle wat die koms van die dag van die Here verwag en verhaas. Ons het al baie gesê, ons het nou die dag ek woordjie gesê, come Jesus, come. Don't wait too long. Verhaas ons, wat ons het nie dan moet het op einde kom. Maar ons sê, Here, wanneer jy kom, wil ek saam gaan. Wil ek kom, dan kom hy so en hy sê, vers 13, maar ons verwag volgens sy belofte, nuwe hemele en nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberisplik voor hom bevind mag word in vrede. En ag julle moedigheid van ons Here se saligheid, soos ons geliefde Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Vers 17 sê, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaaling van sedelose mense en wegval en uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here Jesus Christus. Ons moet toeneem, ons moet waaksaam wees, ons moet seker maak. Want in 'n onbeselle verwaste oomblik, wanneer dalk met verkeerde goed besig is, ek vat dit net as 'n voorbeeld, doen wat ek dalk nie op my stadium moet maar sy blaas.
dan sal ek, wat die kind van die Here is, agterbly. Laat ons nie toegee in hierdie wêreld, met hulle misleiding, met hulle alles. Weet ons kyk na Trump, en ons kyk na die Israëlse premier, en ons sien hoe hulle probeer om Iran plat te skiet. En elke keer as hulle dink hulle het gaan doen, dan kom Iran met hulle missiele en dan skiet weer alle plekke plat. Terwyl hulle sit en wonder hoe gaan hulle hierdie terrorist tag. En ons kyk daarna en ons wys oral. Moet ons eerder begin bid en sê, Here, as ek maar sy blaas, laat ek gereed wees. Ek wil afsluit met Lukas 21. En hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat ja, 21 vers 25. Lukas 21 vers 25. Dit sê daar sal tekens wees aan die son, maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid. Want die see en branders dreem, die mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemel sal geskud word. Vers 27 sê, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as al hierdie dinge begin gebeur, kyk op na bo, hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Terwyl al die dinge in die wêreld is, alles gebeur, en dinge wat ek dalk nie van hou nie, hou vas. In die Openbaring 3, 2 en 3, na elke gedeelte, en sê, hy wat oorwin, sal dit gee, dit gaan dit van nie. Hy wat volhard tot die einde toe, vir hom sal dit so en so wees. Ek kom vra vanoggend vir julle, kom laat ons staande bly, kom laat ons vashou. Tussen al hierdie misleidings, tussen al hierdie dinge wêreld skud. En terwyl jy daar kom en jy sien hoe die ongeregtigheid meer word en die liefde tussen mense verkoel, kom ons, wat kinders van die Here is, ons staan vas, ons bid vir mekaar, ons hou mekaar vas, en dra mekaar. En wanneer die basijn blaas, dan vergiet te wonder op my sussie daar gaan wees. Want ek was bezig om haar te omarm. En wanneer die basijn blaas, dan gaan ons saam, allemaal, naar die hemel toe. Amen. Dit is my boodskap volgende. Kom ons vergeet van al die negatieve goedes. Kom ons kyk net uit vir die misleidings. En ons luister nie. En Timotheus kom hier, Paulus, hy sê van Timotheus, hierdie woord is waardig om gelees te word, om gebruik te word. Hierdie woord, as jy wonder waar, om vertroosting te kry, kry dit die woord. As jy wonder waar om genesing vir siektes te kry, in hierdie woord. As jy wonder wat om te maak, wanneer jy moederloos word, dan lees hierdie woord. Amen. Amen. Baie dankie. Kom ons staan op asseblief. Wil graag die seën vir julle uitspreek. Die priesterlike seën van Numeri 6. Ek wil in die hand opsteek en die seën ontvang. Vers 24 sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel hê en ek sal hulle seën. Amen. Baie dankie Here vir die woord van vanoggend. Baie dankie dat ons weet dat ons aanbidde God, die Here wat ons sal help deur hierdie misleidings en valse profete, valse priesters en dit te kan kom. En dat jy ons vashou, Here, en dat ons gereed sal wees wanneer die basijn sal blaas. Seën elkeen van ons, Here.
Zie die weekse verrichtingen, kom ontmoet ons weer. In Jesus Christus naam, amen.